Hooglied 2 vers 10. My beminde begin toe en sê vir my, staan op my vriendin, my skone, kom dan tog. Die opsomming sover. Ek wil graag 'n opsomming gee van die herhalende temas in die Hooglied sover. Ons het al reeds 3 verwysings gehad in Hooglied na ons geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof is om te glo dat iets gaan gebeur volgens Jesus se leringe. Matteus 9 vers 29. Toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. So hoe meer ons geloof is, hoe meer dinge sal ons verower vir die koninkryk van God. Ek glo ook dat geloof is soos die wêreld dit noem ons verbeelding, ons imagination. Wat beplan jy in jou gedagtes? Beplan jy daardie Hollywood cliché einde vir jou lewe and they lived happily ever after? Of beplan jy 'n tsunami storm vir jou lewe? In Hooglied het ons al die volgende verwysings gehad van geloof. In Hooglied 1 vers 11 staan daar dat God sal vir ons geloof gee. Goud in die Bybel is simbolies vir geloof en weer eens is Hooglied 'n opsomming van die res van die Bybel. Lukas 17 vers 5 en volgens Romeine 12 vers 3 tot 8 wys vir ons dat geloof is 'n geskenk van God. So indien jy meer geloof benodig, bid net vir God vir meer geloof. Onthou ook, geloof is die antidote teen vrees. So hoe meer geloof jy het, hoe minder worries, stres, vrees, bekommernisse sal jy in jou lewe ervaar. In Hooglied 1 vers 13 verklaar die bruid dat sy sal haar mirre, wat ook simbolies is vir geloof, naby haar borste hou. En haar borste is simbolies vir haar hart. So ons moet ons geloof koester en bewaar in ons harte, soos iets waardevol. Ek het nou onlangs die boek begin lees, Jesus Freaks, en hoe daardie mense in die boek hulle geloof gekoester het, hoe hulle selfs nie eers hulle lewenswaardig geag het in vergelyking met hulle geloof nie. Hoe waardevol is jou geloof vir jou? Hoe meer jou verhouding verdiep met God, hoe meer sal jy ook sê, jy hou jou geloof in die mees beskutte plek in jou lewe. Laat dit vir jou doelwit wees in jou geloofsreis. Volgens ons gesprek in Hooglied 2 vers 9 van stel vir jouself verhoudingsdoelwitte. Geloof is soos 'n bankkaart en 'n pinkode om toegang te kry tot God se groot skatkamers. En die laaste verwysing na geloof in Hooglied tot op hede is die bruidegom wat vir die bruid opdrag gee om uit haar gemaksone uit te beweeg. Soos Petrus moet ons uit die bootjie uitklim om op die water te loop. Daar is 4 verskillende opdragte van dinge wat God van ons verwag tot op hede. 1. Gebed, volgens Hooglied 1 vers 12. God wil konstant jou stem hoor. Hy wil hoor hoe jy met hom gesels. Alles wat vir jou belangrik is vir hom belangrik. Dis nie moeilik om konstante gebede te offer nie. Jy kan werklik met hom oor enigiets gesels. Sê vir hom dankie as iets goeds gebeur. Ek het toe ek my intense geloofsreis begin het, vir hom my gebede getik op my rekenaar. Dit gaan lekker vinnig. Vinniger is dit om dit met jou hand te skryf. En so vat jy werklik alle gedagte gevangenes. Nou tik ek vir hom minder gebede, want daardie glo ek was net 'n leerskool van hoe om konstante gebede te bid. Maar bid vir God vir wysheid van hoe jy meer kan leer om konstant in gebed te wees met hom. Ek het al gehoor van 'n vriendin wat net mooi geestelike musiek aanskakel en dan tydens die liedjies intens vir God kan aanbid en dan met hom te gesels. Of ry 1 trip per dag sonder 'n radio aangeskakel in jou kar, sonder 'n selfoon en praat dan sommer lekker hardop met God. 2. Die tweede opdrag. Wees die lelie. Hooglied 2 vers 9.
wees oorspronklik. God het ons spesifiek en spesiaal gemaak. Ons is nie veronderstel om te keep up with the Joneses nie. Hy het ons gemaak om vir hom 'n genot te wees, 'n welbehae te wees, met ons eie unieke karakter. So selfs al sing jy vals in die kerk, wil hy nog steeds sê, jy moet hom kliphard aanbid. 3. Omhels die huidige seisoen waarin jy is. Leer om soos Daniel in die leeukuil rustig te slaap ongeag van jou omstandighede. Leer om soos Paulus en Silas lofsange te sing, al is jy in die tronk. Moenie jou lewe omwens nie. Moenie op 'n maandag al wens dit was Vrydag nie. Geniet elke oomblik. En as jy sukkel om dit te geniet, bid vir God om jou geluk volkome te maak, volgens 1 Johannes 1 vers 4. 4. Beweeg uit jou gemaksone uit. God word gelukkig wanneer ons vir hom ons geloof offer. Wanneer ons soos Dawid gaan staan voor die reus en vir die reus vertel hoe groot is God. Die laaste opsomming in hierdie video is die aksies. God bring haar in die wynhuis in. Hooglied 2 vers 4. God het haar reeds in die wynhuis ingebring. God het reeds in die publieke oog vir almal gewys dat hy is lief vir haar. En nadat sy in hierdie seisoen van liefde, van absolute publieke liefde is, gaan kyk gerus die video daaroor oor publieke liefde. Vra God vir haar om op te staan. 2. God vra vir haar om uit haar gemaksone uit te beweeg. Ons het God lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy sal eers in ons lewe instort, voordat hy iets van ons verwag. Hy het eers sy seun gestuur vir ons verlossing. Hy het ons eers geroep terwyl ons nog in Egipte was. Hoe wonderlik is God nie? Dat hy ons eers vir ons sy liefde bewys, voordat hy enigiets van ons verwag. Voel jy al jy's in die wynhuis, die plek van absolute seëninge? Indien nie, bid dat God jou oë sal open om jou seëninge raak te sien. Jy kan begin met die 21 dae uitdaging, om elke dag 3 dinge neer te skryf waarvoor jy dankbaar is. So sal jy jouself leer om die goeie dinge in jou lewe raak te sien. Mag God jou geloof versterk en vir jou wysheid en ondersteuning gee om die verhouding te verdiep.